Goeiemiddag Suid-Afrika, dis Woensdag die 22ste April 1400 Suid-Afrika tyd van hierdie berig en ons gaan voort met die Iran update. Sorry ek het nie gisterand al 'n berig oor hierdie gebeure gemaak nie, want dit het al gisterand gebeur. President Trump het op versoek van die Pakistani delegasie, die bemiddelaars, die skietstaking aangeskuif, verleng, indefinite, op die oomblik. Beteken nie alles verby is nie. Die blokkade, die vlootblokkade in die Strait of Hormuz gaan nog steeds voort, die Amerikaanse blokkade. Wat beteken, Iran kry nie inkomste nie. 90% van hulle landse inkomste kom deur die Strait of Hormuz en hulle kry niks op die oomblik nie. So hulle verloor 450 tot 500 miljoen dollar 'n dag se inkomste. Dis nie al nie. Hulle kry niks invoer nie. Kos wat ingevoer word, ander voorraad wat ingevoer word wat hulle nodig het, kom nie in nie. So die winkelrakke begin leeg raak. Hierdie gaan hulle stoot in hyperinflation in, maar die IRGC commander, hy voel niks en voel fear vir sy populasie, niks nie. Want daar's infighting tussen die IRGC, die foreign minister van Iran, die regering se kant en die mullahs. En die probleem is, die Ayatollah, wat in charge is, wat nog niemand gesien het vir die laaste meer as 'n maand nie, al hoe hy kommunikeer is met papiertjies. Hy kan nie eens met selfoon oproepe kommunikeer nie. So, daar's hoekom het die Pakistanis gevra, bemiddelaars, kan ons nie hierdie ding op hol sit nie, wat hulle eers daai uitsorteer, om iemand te kry om mee te praat met die Amerikaners, want dit is mors van tyd as daar twee ouens aankom by die samesprekings wat met mekaar fight en hulle kan nie 'n besluit maak nie, want hulle Ayatollah, hulle supreme leader, kruip in 'n gat weg en hy kan nie met hulle kontak maak nie. So dit help absoluut niks. So president Trump het gesê, okay, kos extend hierdie, vir ons is dit maklik. Hy het baie tyd. Daar's niks wat hom jaag nie. Absoluut niks nie, want ons Amerikaanse weermag bly waar dit is. Dit is gereed om enige tyd te stryk. Hulle gaan nie terug nie. Hierdie skietstaking beteken nie al hy deployed eenhede gaan terug na waar hulle was nie. Die vloot gaan nie terugtrek nie. Die basisse gaan nie leeg nie. Dit bly net soos dit is. Want hy kan stryk enige tyd wanneer hy wil. En hy sal besluit wanneer gaan hy stryk en of hy gaan stryk. Intussen bloei die Iranse ekonomie. Bloei dood. One shot. Want hulle kry nie inkomste nie. So dis nie net van hulle kry nie geld in om die plek te ran en om hulle war machine te ran nie. Daar's nie geld vir hulle soldate se salaris nie. En die grootste probleem is, hulle invoere vir winkels raak leeg. Daar's nie kos nie, kos raak leeg, al die tipe van ding. So dit gaan 'n massive probleem raak. Ek het al 'n paar keer gerapporteer die chaos in die regering by Iran. Daai chaos gaan net groter raak as hulle nie vinnig 'n plan kan maak nie. So, president Trump, al wat hy moet doen is staan terug en laat die blokkade die Iranse ekonomie bloei en dan kyk wat gebeur aan die binnekant. En daarna, sonder om eerstens nodig is om 'n skoot te vier, gaan in en vat oor. Dis 'n possibility. So, die feite bly staan dat die Amerikaanse weermag bly in die staat, dit bly in die omgewing, versterk soos dit is op die oomblik, gereed om enige tyd te stryk. Nou, president Trump se geduld kan opraak gou op 'n stadium en hy besluit dit, okay, ons gemaak maar die laaste bietjie van wat is oor die land klaar en doen iets daaraan, of ek kan net besluit, wel, ons het hulle klaar so gedegrade, dit gaan hulle 20 jaar vat om enige van hulle militêre goed weer op te bou. Los hulle maar onder mekaar fight. Maar hy gaan nie toelaat dat die IRGC die populasie onderdruk nie. As hulle die populasie onderdruk soos hulle gedoen het voor die oorlog, gaan hy net eenvoudig ingaan en hulle weer hardklap. Dis wat met hulle gaan gebeur. So intussen het iemand uit Iran het gister weer op 3 skepe geskiet. Nie groot skade gemaak, net op skepe geskiet. En hulle het nie mooi gedink nie, want hulle het op een Britse weermagskip geskiet ook. Niks skade gemaak nie. Nou sien jy ook ek sien berigte in social media, man, die fake news is oralste. Hoe die Iranse weermag blykbaar die Amerikaanse vloot uitgedryf het uit die Hormuz uit en hulle is weg in die oop see in en daar was missiele en drones en alles. Nou, die mense wat daai AI video's maak en versprei
En dan is daar baie wragtig mense wat dit glo en dit versprei op social media. Dis eintlik, dit gaan my verstand te bo wat dit mense dit eenvoudig net glo. Maar whatever, jy moet slegs glo wat jy laat goed voel vir jouself. So, is die stand van sake. Die skietstaking is nou verleng, indefinite. President Trump het baie tyd, hy gaan terugsit en wag dat hulle mekaar uitsorteer daar in Iran, die regime en die regering en wie ook al wil in charge, tot hulle met 'n plan kom, maar intussen bly die blokkade in plek en hulle ekonomie bloei dood. Dit is so maklik soos dit is. Dit is basies checkmate vir hulle. Tot hulle agterkom, okay, nou kan ons niks doen nie. Dis wat dit is. Ek is Morley Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.